Hallo mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Nou ja, ons nou vandag alweer besig om perskes in te maak. Nou hier by my staan my getroue assistent Annika. Julle ken haar mos nou wel. Nou kyk, ons het nou die perskes klaar afgeskil en middeldeur gemaak en pitte uitgehaal. Almal weet mos hoe lekker perske, maar so lekker nou as hy nou reg is vir inmaak. Hierdie perskes naam is Katarina. Hy maak baie lekker in. Baie lekker ryperskes en ons maak hom in 'n stroop van 1 tot 1, met ander woorde soos die Engelse sê, heavy syrup. Helfte suiker, helfte water, eweveel suiker, eweveel water. Nou ons gaan nou 'n ander twist in die ding sit, ons gaan vandag perskes in brandewynstroop inmaak. Nou dit beteken ons gaan nou die perskes inmaak, ons gaan die bolletjie halfvol stroop maak en dan gooi ons hom verder op brandewyn by en dan kook ons hom agterna nog weer 'n slag. Nou kyk, hier is ons stroop nou aan die kook en hier is ons perskes nou reg. Ons gaan nou in die stroop sit. Dis nog 'n redelike warm besigheid hierdie. Ons bottel staan klaar reg, hulle is gesteriliseer. Hierdie perske kook ons nou tot hulle sag is, so hulle met 'n lekker met 'n vuurtjie kan 'n gaatjie indruk, dan is hy reg. Baie lekker perskes hierdie, baie lekker ryp. Hulle is lekker skoongemaak. Die afskil en die pitte uithaal, dit is die groot werk van die perskes, maar dis nou gelukkig klaar gedoen. Dan gaan hy. Hulle moet nou nie te vinnig kook nie. Hulle moet net so, hoe sê hulle, hy moet net simmer. Kyk, ons het nou amper ekstra hulp hier gehad. Dis nou my ou koeile kat Hieronymus, maar hy staan nou gelukkig weg. Nou ja, Annika, nou hier is sosatie stokkie. Ons gaan nou net vir die perskes toets om te kyk of hulle sag is. En dan gaan hulle bottel toe. Nou hier is 'n bottel Olofberg brandewyn. Hy brandewyn gebruik om die botteltjies op te top. Perskes se brandewyn, baie lekker. As jy nou so maak, dan moet jy nie dadelik drink nie. Jy moet nou net die jy weet so 'n bietjie kans hier die brandewyn net lekker kan trek. Nou ja, jy moet net kook, die sag raak. En ek voel goed daarop of jy dit sag. Nee, jy moet daar maar op nog 'n bietjie. Nee, die geel perske is nog redelik stewig. Nou as jy suurlemoen, sommer miskien 'n bietjie suurlemoen druk, dit gaan nie saak maak nie. Die suurlemoen gebruik ons om die bottel se rand mee skoon te vee, in plaas van 'n nat lap. So die suurlemoen maak bakterieë dood en maak skoon en suurlemoen is 'n baie wonderlike ding. Ja, hy smaak net maar so sleg, maar 'n mens kan maar so af en toe suurlemoen eet, hy baie goed vir jou. Is omtrent 'n arbeidsintensieve werk. Ons pak nou so dat die pitkant buitekant toe wys. Daar gaan hy nou, dis omtrent 'n difficult jobbie, maar daar gaan hy. Kan dan so 'n bietjie stroop ingooi. Ek sal hom jou hou. Ons gooi net so halfpad in, want ons moet genoeg plek los vir die brandewyn. Gooi hom nog so 'n bietjie. Okay. Dis hy. Okay, nou hier is ons Olofberg se brandewyn. Maak die bottel mooi vol. Hierdie brandewyn en die perske se kleur pas lekker by mekaar aan. Dis hy. Vat 'n proppie. Pak dus net vir die boom suurlemoen vee. As jy die suurlemoen ontsmet, die besigheid so 'n bietjie. Dis hy. So. Beetje warm. Zet hem eerst daar neer. Nou ja, daar is nog wel 2 botteltjes vol. Gooi zo'n beetje stroop onderin. Zomaar van hier. Dat is hij. En dan gewoon eens die eerste pers. Kijk, je moet nou. Is er zo al een joint venture tussen ons twee. Je ziet hoe volk. Eerste en onderste boom.
Oh ja. As hy eerste perske kom pitkant onder toe. En dat, kyk maar as jy die perskes lekker vasdruk of lekker vas is, dan is die perskes geneig om op te styg later. So daarom sit ons hom so in en dan sit ons die anders in en die besigheid word lekker vasgedruk. Dat die perskes nou nie, as hy gaan lekker in, dat die perskes nie opstyg en dan lyk dit ook nou nie mooi nie. Brandewijnperskes, baie mooi. En is baie lekker. Hy moet nou so 'n bietjie staan lê brandewyn, dan moet net so effe intrek. En dan en dis hy.